laaste Pasga instelling van die nagmaal. Lukas sê, vertel dit pragtig, en wanneer Lukas hier goed sê, veronderstel het dat 'n ou weet wat in die Pasga aangaan, hoe dit ingestel is en alles. So, net vinnig agtergrond vir dit. As ons lees Eksodus, dan lees ons van hoe die Pasga ingestel was, lam moet geslag word, vlekkeloos, geen gebreek aan hom nie, dit moet die beste wees wat daar is, jaar oud wees, slag hom, brei hom heeltemal, in bitter krye, symbolies van die swaar kry wat hulle gehad het, en dan gaan die engel van die Here verbykom, en hy gaan kyk, aan die deurkosyne, as hy bloed sien, wat aan die deurkosyn geverf is, dit moes geverf gewees het met 'n hisoptakkie of 'n marjolein-takkie, en wanneer hy dit sien, sê die Here, gaan hy simpatie hê en gaan hy verbygaan. Met ander woorde, dit wat dan binne in die huis is gewy en behoort aan hom. Hy kyk in sy oordeel na dit, en hy sien die bloed, en omdat hy die bloed sien, is die oordeel reeds volbring in die lam, en dan mense wat binne is, wat eintlik die oordeel verdien, hulle word vrygespreek. Pragtig. En dis juist hierdie gebeurtenis wat ons Here Jesus gebruik, want hy is die perfekte lam wat geslag is, en hy is dan die een wat hierdie Pasga vervolmaak, en hy stel op die Pasga, stel hy dan die nagmaal in, en die eerste Paasfees word gevier, die volheid van die tyd het aangebreek, dat Jesus gekruisig moet word, en hierdie kruisiging pragtig, is wanneer die lam geslag word, hy is die lam wat geslag word, so daarom, wanneer ons Here Jesus die formule ingee, gee dit in, met die brood, wat gebreek moet word, en saam met dit sê, dis my liggaam, so hy verander dit, hy maak dit vol, hy gee 'n nuwe betekenis aan dit, want hy was die vervulling, van wat die Pasga moes gebeur, die lam, met die breek, die gee van die lam, geen formule nie, ons Here Jesus is stil, want hy was die een wat stil, ter slagting gelei was, hy is die lam, wat geslag is vir ons, so daarom, in die nagmaal eet ons nie meer lamsvleis nie, ons doen net die brood, dis volmaak volbring, die brood wat gebreek word, symbolies hiervan, en dan die wyn, symbolies van die bloed, en pragtig, sien ons, met die kruisiging, toe die marjolein-takkie, toe die hisoptakkie aan sy mond kom, sê hy, dis volbring, en hy blaas sy laaste asem uit, en die bloed, die wyn, is symbolies van die bloed, en wanneer ons dan die wyn gebruik, sê ons daardeur, ek glo sy liggaam is gebreek vir my met die brood, maar die bloed wat ons drink, die wyn wat ons drink, is net 'n teken van die bloed, dit word nie die bloed nie, die wyn wat ons drink, sê ek daarmee, ek glo, soos die doodsengel verbygegaan het, soos God verbygebeweeg het, as hy die bloed sien, aan die deurkosyne, en in sy toren, in sy oordeel, my vryspreek, omdat daar 'n lam was wat reeds die oordeel gekry het, so is ons Here Jesus Christus vir ons, vir my, dis geloofsbelijdenis, wat ek dan gee, en so in kort, as nog baie meer wat Lukas sê, is baie meer teologie in, maar in kort is dit wat hier staan.